Een van Suid-Afrika se voorste kunstenaars, Adrian Boshoff, is in 2007 dood. Sy skilderye word vir tot R600 000 verkoop. Dit het aan die lig gekom dat ander mense sy skilderye naboots en dit voorhou as hulle eie werk. Regs is Adrian Boshoff se kunswerke en links is skilderye wat deur ander voorgehou word as hulle oorspronklike werk. Op die nabootsings word geen melding van Boshoff gemaak nie en die skilder se eie naam is onderaan geteken. Eenies het die skildery op die webwerf Biddelbaai opgespoor vir byna R40 000. Dit lyk na 'n duidelike nabootsing van Boshoff se werk. Sy seun, Adrian Junior, is ook 'n kunstenaar. Hy sê sy pa se werk word gereeld nagemaak. Kom ek sê vir die van ek weet, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omtrent waarvan ek weet. Die ouens wat dit vervals, ongelukkig sit hulle nie 'n name daaronder nie, so ek kan hulle nie in hande kry nie. Boshoff sê net verlede week is hy deur 'n afslaerhuis gekontak om te bevestig of die 4 werke sy pa se is. Die skilderye was almal vervals. Volgens die kopieregwet mag kunstenaars se werk nie gekopieer word tot 50 jaar na hulle dood nie. Boshoff Junior sê soms werk 'n kunstenaar vir maande lank aan die komposisie van 'n skildery. Die beplanning, sal ek gesê het, vat 6 maande en omtrent 300, 400 sketse. Dis die beplanning wat in dit ingegaan het. Dit het gewoonlik begin as 'n thumbnail sketsie en ek praat van so groot en dan sal hom opbou in komposisies en goed. Volgens Boshoff Junior verf sommige van die nabootsers soms 'n skildery in net 2 uur. Ek sien van die skilderye wat vir R150 000 verkoop en daar selfde skildery wat hy gekopieer het my pa miskien R50, 60 000 uitgekry. Boshoff Junior sê sy pa was heftig gekant teen nabootsings. Hy het geglo elke kunstenaar moet sy eie unieke styl vind. Hulle is te lui om te werk, hulle gaan steel. En ek noem dit reguit steel, ekskuus. Want jy steel 'n ander ou se werk en jy sit dit op 'n doek. En sy idees steel jy en jy sit dit op 'n doek. En dit is nie hoe kunswerk nie. Die Boshoffs is besig om regstappe te doen teen diegene wat sy pa se werk naboots.